Julle, kan julle glo, dit is alweer ou jaar. 2025 is verby, klompie dinge het gebeur, miskien was dit positiewe goed gewees, miskien was dit nie vir jou so lekker jaar nie. My wens vir jou is dat 2026 mooi sal wees, dat dit vol vrede sal wees en dat jy baie redes sal hê om te lag. Dit is Henny Swanepoel hierso en ek het die voorreg om nou die boodskap vir julle te gee vir ou jaar. Ons gaan saam lees uit Matteus 28 van vers 16 af. Maar voor ek lees, kom ons raak net 'n oombliekie stil. Dankie Here dat U die afgelope jaar U hand oor ons gehou het. Partykeer het ons visie verloor en het dit vir ons gevoel asof U nie regtig naby is nie. Maar die heeltyd was U by ons. U het ons bewaar. Dankie daarvoor. As mens terugkyk na jou lewe, dan kan mens die heeltyd ervaar hoe U besig is om ons te stuur en te rig en te lei in die rigting wat U dit wil doen. Ons sê vir U dankie. En dankie dat ons hierdie jaar wat voor lê ook in U hande mag gee. Ons bid Here dat U vir ons sal help, dat ons met ons sintuie meer sal ervaar wie U is. Gee dat ons 'n fyn aanvoeling sal kry, dat ons sal weet en sal raak sien, sal hoor en sal ruik en sal proe wie U is. Dankie dat ons kan uitsien na 'n opwindende reis saam met U in 2026. Amen. Matteus 28, vers 16 tot 20. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. En toe hulle hom sien het hulle hom aanbid, alhoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Nou ek wil op hierdie oujaarsaand vir julle goeie nuus en slegte nuus gee. Baie keer is ou soos hoor en sê, ag, sê my is die slegte nuus asseblief dat dit net kan verbykom. Maar ek gaan nou andersom maak. Ek gaan eers vir julle die goeie nuus gee en dan die slegte nuus. Die goeie nuus. As Jesus hier sê, gaan en maak disippels van al die nasies, dan praat hy nie met jou, met my nie. Hy praat met sy disippels destyds. Is dit nie wonderlike nuus nie? Die teoloë, die slim mense sê, mens kan streep onder sekere gedeeltes in die Bybel trek. En hulle noem dit 'n streepteologie. En daai gedeeltes is glad nie van toepassing op ons vandag nie, net op die mense van destyds. Is dit nie die wonderlikste nuus om te hoor nie? Ons hoef die disippels te maak nie, miskien loop jy al lank al met 'n skuldgevoelens oor disipel maak en weet jy nie heeltemal hoe doen 'n ou dit nie en al die dinge. Maar vandag wil die Here vir jou sê, jy hoef nie bekommerd te wees nie, man. Ek verwag nie van jou, ek het vir my disippels destyds gesê, so jy kan maar ontspan. Nou dit is die goeie nuus. Miskien voel jy goed, miskien voel jy nie so goed oor hierdie nuus nie. Maar nou die slegte nuus, ongelukkig vir jou. Dit wat ek nou net gesê het is onwaar. As Jesus sê, gaan maak disippels van alle nasies, en hy praat met sy groepie disippels daar op 'n berg in Galilea, dan praat hy met al sy disippels reg deur al die eeue en ook met jou en met my. Matteus skryf natuurlik vir die Jode destyds om vir hulle te probeer oortuig dat Jesus regtig God is, en hy probeer hulle te vertel van die koninkryk van God. Maar sy boodskap is eintlik universeel bedoel, en dit is vir alle mense bedoel, ook vir jou en vir my. So, die slegte nuus, en ek hoop jy is nou vir jou te sleg om dit te hoor nie, is dat ek en jy ook disippels moet maak van mense. Maar die groot vraag is nou, wat op aarde beteken dit? Kom ons kyk 'n bietjie uit twee hoeke na hierdie opdrag van Jesus. Die eerste ene is, waarom gee Jesus hierdie opdrag? En dan die tweede ene, wat is die opdrag? Wat beteken dit dan nou eintlik? Ook vir ons. Waarom gee Jesus hierdie opdrag? Gaan en maak disippels van al die nasies. Ek dink 'n mens moet na die vers net voor dit kyk.
Dis vers 18, want dit gee vir ons die rede hoekom Jesus hierdie opdrag gee. Hier staan, Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Hy sê al die mag behoort aan hom, en dan sê hy in dieselfde asem, gaan en maak disippels van al die nasies. Wat Jesus hier wil sê is dat hy die koning van die heelal is. Hy is die Here van wie Daniël 7 vers 14 praat. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy. Dit sal nie tot niet gaan nie, sy koningskap sal nie ophou nie. En dit is ons Here. Jesus is ons Here. En hy wil hê die wêreld moet dit weet. Hy is die skepper van alles wat bestaan. Hy is die skepper van lewe hier op aarde. Totaal unieke verskynsel in die heelal. So glo ons. Hy is die een wat die ganse skepping bymekaar hou. Alles wat hy gemaak het. Hy is die een wat die mikrokosmos aan die gang hou. Die klein wêreld van die kieme en die selle in mense se liggame en die atome. Hy is almagtig. Jesus is God. Daarom sê hy gaan vertel dit vir die mense. Mense moet weet wie ek is. Hulle moet weet ek bestaan regtig. 1 Korintiërs 15 vers 28 geef my eintlik die uiteinde van dit alles. Hoekom ons dit moet doen? En daar staan, sodat God alles in alles en in almal kan wees. God wil deur alle mense geëer word as die realiteit, as die ene wat in beheer is van alles. Nou hierdie was nie baie lank na Jesus se kruisiging nie, en ek dink die gebeure by die kruisiging is nog vars in hulle gemoed. Ek dink aan die voorhangsel wat in twee geskeur het. Nou dit is 'n groot gordyn. Nou die tempel destyds, die ou klaagmuur deesdae daar in Jerusalem, is 'n deel van die tempel van destyds. Nou in die tempel was daar 'n kleinerige vertrek, wat hulle die allerheiligste genoem het. En daar was twee groot gordyne, wat dit nou geskei het van die res van die tempel. So, die normale ouens soos ek en jy kon nie daarin gaan nie. Net 'n priester. En die priesters het partykeer net een keer in 'n leeftyd die kans gekry om daarin te gaan. Want hulle het geglo, dit is die plek waar God teenwoordig is. En hulle was so bang geweest om daarin te gaan, hulle het partykeer ingekruip onder daai gordyne deur om wierook te gaan brand. En hulle het namens die mense daarso met God gaan praat, want hulle het geglo mense het nie eintlik regtig toegang tot God nie. Net die priesters, party van hulle een keer in 'n leeftyd, daar so in die allerheiligste. Maar wat gebeur? Toe Jesus sy asem uitblaas in die kruis, toe skeur daai gordyn van bo tot onder middel deur, en daar is die allerheiligste oop. Simbolies, want Jesus Christus het dit kom oopmaak. Hy het vir ons kom sê, maar julle het almal toegang tot God, tot die almagtige God. Aan my is al die mag gegee, sodat julle toegang tot God kan hê, en alle mense toegang tot God kan hê. Daarom gemaak disippels van al die nasies. 'n Vreemde ding wat ook gebeur het by Jesus se kruisiging, is Matteus 27 vers 52, dat grafte oopgegaan het en dooies uit die grafte uit opgestaan het. Nou, dit is iets wat ons nie lekker verstaan nie, maar al wat dit wil sê is dat God almagtig is, en dat hy selfs dooies lewendig kan maak as hy wil. Hy kan dit doen. Maar dan sê Efesiërs 2 vers 1 tot 10, julle was dood as gevolg van die sonde en die misdade in julle lewens, maar hy het vir julle kom lewend maak. So hy het al die mag om mense wat sonde dood is, mense wat nie glo nie, om vir hulle lewe te gee. So dit kan hy ook met ons doen. En as Jesus hier sê, aan my is al die mag gegee, dan glo ek, dink hy ook in sy eie opstanding. Want met dit het hy gewys dat hy mag bo die dood het, dat hy mag het bo alles. Want dood en al die dinge wat ons hier op aarde beleef is maar klein in vergelyking met die almagtige God. Hy is bo dit verhewe, groot, almagtig bo dit verhewe, en hy wil hê alle mense moet dit weet. Ek dink op 'n manier, dink hy ook, terwyl hy dit sê,
gaan aan my behoort al die mag in die hemel en op die aarde, dink hy eskatologies. Nou, wat is eskatologie? Dit gaan oor die koms van die koninkryk. En ons glo dat Jesus weer aan die einde van die tyd weer gaan terugkom en dat hy sy koninkryk gaan oopvou, dat almal dit sal sien. Maar eskatologie beteken ook op 'n manier dat die koninkryk nou sigbaar moet word. En dit is waaroor dit hier gaan. Hy wil hê mense moet nou bewus wees van sy koninkryk en sy almag. En sy hele lewe was 'n sending, 'n stuur van God af na hierdie wêreld toe. En hy wil ook hê ons moet dit gaan doen. Nou kom ons uit by die tweede punt. Die eerste ene wat was die rede, waarom sê Jesus ons moet disippels gaan maak? Dis omdat al die mag aan hom behoort. En hy wil hê alle mense moet dit weet. En die tweede punt is, wat is hierdie opdrag? Wat beteken dit? Vers 19, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense met disippels en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dit laat my so dink in Johannes 20 vers 21 waar Jesus gesê het, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hulle is hier op 'n hoë berg daar in Galilea. En hulle kyk so ver uit en Jesus gee vir hulle die opdrag, gaan maak disippels van al die nasies. Dit is nogal vir my treffend om daaraan te dink dat Jesus ook op 'n hoë berg in Galilea sy prediking begin het. Daar in Matteus 5 tot 8 was die bergpredikasie. Dis hoe Jesus begin het om met hulle te praat. En hier weer op 'n berg in Galilea praat hy met hulle en hy praat weer met hulle oor sy koninkryk, soos wat hy destyds gedoen het. En hy sê, alle mense moet weet van hierdie koninkryk, waarvan ek vir julle kom vertel het. En juis in Galilea is my nogal veral treffend, want Galilea was omring deur 'n klomp heidene nasies. En nou sê hy vir hulle, gaan en maak disippels van die mense. Die woordjie gaan, staan nogal vir my uit, hier staan gaan verkondig, gaan maak disippels van die nasies, net soos in Matteus 10 vers 7 wat hy sy disippels uitgestuur het, vir die eerste keer het hy vir hulle gesê, gaan verkondig, die koninkryk het naby gekom. En ek dink so in Johannes 20 vers 17, toe Jesus uit die graf uit opgestaan het Maria daar vir hom gesien en sy het vir hom vasgehou. En dan sê hy vir in Johannes 20 vers 17, Maria moet my nie vashou nie, gaan vertel vir die mense, gaan vertel vir die disippels, ek het opgestaan. So hierdie gaan is 'n beweging. Dit is 'n beweging. So as ons wil hê mense moet weet van God se koninkryk, moet ons beweeg, ons moet gaan. Baie keer lyk dit asof die kerk eintlik teenoorgestelde is van hierdie opdrag, want ons sien nie altyd dat die kerk gaan en gaan disippels maak nie. Maar die kerk moet beweeg. Die kerk moet beweeg. Ek dink aan woorde van Pope Francis wat gesê het, I prefer a church which is bruised, hurting and dirty because it has been out on the streets, rather than a church which is unhealthy from being confined and from clinging to its own security. Ons moet ophou om in ons eie sekuriteit en ons eie voortbestaan te dink. Ons moet beweeg. Natuurlik moet ons oor onsself ook dink, maar ons moet in beweging kom. Nou, die woorde, maak disippels. Die vraag is, wat op aarde is 'n disipel? 'n Disipel is bloot maar net 'n volgeling. Ek en jy is ook disippels. Maar die letterlike betekenis van die woord disipel is leerlinge of nuuskierige studente. Hoor bietjie wat sê hierdie een verklaring. Hy sê, the term disciple is derived from the Koine Greek word mathetes, which means a pupil of a teacher. Met ander woorde, 'n disipel is 'n leerling van 'n onderwyser. En die Latynse woord discipulus beteken a learner, while the more common word is a student. Ons moet op 'n manier studente van mense gaan maak. Dis wat ons ook moet wees.
En 'n student is veronderstel om 'n nuuskierige aagie te wees. Nie soos die meeste studente wat net vir die pret op die universiteit is nie. Maar 'n nuuskierige aagie, ek wil meer weet, ek wil meer weet, ek wil meer weet. Dis wat ons moet wees. En dit is hoe ons mense moet maak. Ons moet nuuskierige aagies van mense maak. Dit is wat disippels eintlik beteken. En hoe doen 'n mens dit? Deur jou optrede, deur hoe jy mense menswaardig behandel, deur jou ordentlikheid met mense, maar ook as hulle kyk na hoe jy dinge hanteer en jou waardes en al hierdie goed, dat hulle sal sien, maar hierdie mense het iets anders. En ons, ek en jy weet, is iemand anders. Maar die mense moet nuuskierig raak. Bloot net hoe jy iemand by 'n kasregister hanteer. Bloot net hoe jy iemand hanteer wat bedel. En partykeer irriteer hulle vir ons so, dat ons hulle net so wegjaag en alles. Maar net die manier wat ons hulle hanteer, gaan mense klaar 'n bietjie nuuskierig maak oor wie jy is. En dit gaan nie noodwendig daaroor om te gaan preek en te gaan praat en te gaan alles nie. Want partykeer kan ons deur ons preke mense totaal van hier af wegjaag. Ek onthou, Prof. Malan Nel het 'n kursus geskryf, getroue getuies. En hy sê een van die beste maniere om mense na die Here toe te lei, is om te getuig oor wat die Here vir jou beteken. Nou, mens moet 'n fyn aanvoeling hê, as die Heilige Gees vir jou dit lei om dit op 'n oomblik vir iemand te sê, dan praat jy oor iets wat die Here vir jou beteken en hoe jy die Here ervaar. En op so 'n manier kan jy iemand dalk nuuskierig kry. Dis nie 'n volledige preek wat jy iemand gaan gee nie, dis net 'n ietsie om mense bewus te maak en hulle so 'n bietjie nuuskierig te maak, om hulle disippels te maak. Dan kom die volgende opdrag: doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En hier kan 'n mens so maklik visie verloor, dat mense wil praat oor groot doop of klein doop of baie water of min water. Maar dit is glad nie waaroor dit hier gaan nie. Ek lees weer 'n kommentaar. Observe that the baptism is into the name of the sacred Trinity. In the Greek New Testament, the expression into the name signifies to come into the possession of another. Met ander woorde, dit is 'n teken dat iemand in iemand se besit ingekom het. Mense het in God se besit gekom het. Mense het begin glo en die doop is 'n teken daarvan. Groot of klein, maak nie saak hoe groot of oud jy is om in besit van God te wees nie. En dit is nie waaroor dit hier gaan nie. Dit gaan nie net oor 'n teken as bewys daarvoor dat iemand in besit van God gekom het. En dan weer die opdrag: leer hulle, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. As mense nuuskierig geword het en hulle wil meer weet oor God, trek hulle in by die kerk, trek hulle in 'n groepie waar mense oor God leer, waar hulle met hom besig is. Vertel vir hulle van die gelykenisse, vertel vir hulle van Jesus, vertel vir hulle van God en sy vrede en sy koninkryk en oor wie hy is. Leer hulle, want hulle is mos nou nuuskierige aagies en hulle wil mos meer weet, hulle wil mos leer. Doen dit. En dan kom die troos aan die einde. Matteus 28 vers 20. Onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En Jesus sê dit vir sy disippels. Hy sê, as julle disippels maak van nasies, sal ek by julle wees. Ek sal vir julle die wysheid gee. Ek sal vir julle die insig gee van hoe om dit te doen. So, net om die slegte nuus weer te bevestig, en hopelik is dit nou nie vir jou so sleg nie, die feit dat jy ook disippels moet maak. Kom ek lees net hierdie kommentaar en ek sluit daarmee af. Making disciples is a process of forming, making ever-learning followers of the one. In turn, they are drawn also into the commission to make disciples, down through the ages, so that we as church or as members of Christ
are no less obligated than the 11. Dankie Here vir hierdie woorde. Hierdie jaar lê nou soos 'n oop boek voor ons. Here gee vir ons die fyn aanvoeling oor hoe ons teenoor ander mense moet optree. Hoe ons partykeer net ordentlik met hulle moet wees en hoe ons vir hulle hanteer, hoe ons vir hulle glimlag. En gee dat ons regtig daar bedag sal wees om mense nuuskierig te maak oor die iemand, U self, wat in ons lewens regeer, U wat almagtig is, in die naam van Jesus. Amen.